Ons gaan vandag in hierdie lesing wat ons nou gaan aanbied, gaan ons bietjie kyk na die emosionele siklus van verandering. Nou verandering is die enigste ding waarvan ek en jy seker kan wees in ons lewe. Waarvan ons vanoggend seker kan wees, is dat niks dieselfde gaan bly nie. Ons lewe verander die heeltyd rondom ons. En daar's 3 tipe mense wanneer dit by verandering kom. Verandering kan jy of kyk en wonder wat gebeur, of jy kan iemand wees wat verandering initieer, of jy kan die een wees wanneer verandering klaar gebeur het, gesê, wat het hier gebeur? En dit laat my so dink aan mense wat nog deesdae die geel bladsye koop. Of jy koop dit nie eers, dit word vir jou afgelewer by jou huis. Ek meen, as jy vir 'n kind vandag sê, die geel bladsye is 'n klomp goed in wat jy kan kyk na, dan gaan die kind vir jou sê, maar wat van daai geel bladsye is nie reeds in Google beskikbaar nie. Maar baie keer hou ons vas aan die verlede, ons hou vas aan goed wat ons ken, want ons wil nie verander nie. Maar verandering gebeur met my en jou, of ons dit nou wil en of ons dit nie wil nie. Die belangrikheid van verandering is, dat hoe ek en jy deur verandering werk. En in enige veranderingsproses, wil ons so gou as moontlik van 'n huidige realiteit na 'n nuwe realiteit toe gaan. Maar om van daai huidige realiteit na 'n nuwe realiteit toe te gaan, wil ek en jy baie keer spring van die een kant na die ander kant. Ons wil nie deur goed gaan wat hierdie verandering impliseer nie. So ons kan dit probeer, jy kan spring, jy kan 'n baie goeie verspringatleet wees en jy kan spring van 'n huidige realiteit tot 'n nuwe realiteit. Maar die waarheid is, daar is sekere emosies wat ons gaan moet deurwerk. Nou, in die kyk na die emosies wat jy deurwerk, wil ek jou vra, wat is die veranderinge wat jy al in jou lewe deurgegaan het, wat jy weet, hierdie was momentele veranderinge in jou lewe. Ek kan onthou, elke keer wanneer ek van 'n skool verwissel het, was dit regtig groot verandering. Ek het om nuwe maatjies te leer ken, en dan is daar veranderinge elke keer wanneer jy van 'n werksplek verander, dan voel dit vir jou asof jy was op universiteit gewees en ewe skielik is jy terug graad 1 toe, want van voor af moet jy nuut mense leer ken. So daar's veranderinge wat met ons gebeur, wat ons kan beplan. Maar dan is daar ook veranderinge wat met jou gebeur, wat jy glad nie beplan nie. En dis daai verandering wat alles in jou huwelik dalk goed gaan, en ewe skielik kom 'n persoon by die huis, jou man of jou vrou kom by die huis en sê, ek het iets om met jou te deel. En daai iets wat daai persoon met jou deel op daai oomblik is dalk iets soos 'n buiteegtelike verhouding. En hoe ons in daai situasie optree is van kern belangrik. En ek wil jou 'n bietjie deurvat oor die tipiese veranderinge wat ons deurgaan, die tipiese emosies wat ons beleef, wanneer ons deur hierdie emosionele siklus van verandering gaan. Want sê nou maar dit gebeur, dat jou man of jou vrou by jou kom en sê, ek het nodig om met jou oor iets te praat. Alles was nog reg die vorige oggend. Vandag is alles in chaos. En jy sit daar en jy besef, hier het iets met jou gebeur waar die hele wêreld nou in chaos is. En dis daai moment van, boe, wat het hier gebeur? En as jy kyk na die emosionele siklus van verandering, dan vat hy jou deur spesifieke emosies. En die eerste emosie is chaos. En die tweede emosie is 'n ontkenning. Ek kan nie glo nie, ag, jy maak seker 'n grap. Is dit April Fool's Day? Wat is hierdie dag? Jy maak seker 'n grap. En ons ontken daai verandering wat met ons gebeur. Maar dan gaan jy af in die emosionele siklus van verandering, waar jy hierdie emosie ervaar van, ek voel verraai. Hier het iets met my gebeur, waar iemand vir wie ek vertrou het, my verraai het. En dan is daar ander emosies wat ons beleef, soos jy raak bewus van wat jy verloor het. Jy raak bewus van hier's vertroue wat verloor is, hier's iets wat sacred was, wat verlore geraak het. En jy moet vir jouself kan sê, in hierdie emosie is dit hoe ek op die oomblik voel. Gewoonlik wanneer ons deur daai raak bewus van wat verloor is, dan kom daar daai intense emosie van woede op. Nou woede is iets wat ons nie noodwendig wil uitdrukking gee aan nie, want woede kan maak dat hoe gaan jy met jou woede uitkom, en ons almal van ons werk verskillend met hierdie emosies. Jy kan of veg, of jy kan vlug, of jy kan kruip, of jy kan net totaal en al onttrek. Maar in woede, as jy die vegter is in woede, moet ons maar seker maak dat daar 'n redelike beskerming vir jou is. Maar woede is normaal wanneer ons deur 'n emosionele siklus van verandering gaan. En dan, wanneer ons deur woede gewerk het, is daar gewoonlik daai vrees wat jou beetpak.
Daai vrees wat jou hart so beetpak, dat jy wonder, wat gaan van my word? Wat is die implikasies van dit wat hier gebeur het? En vrees is 'n regtige intense emosie wat ons moet erken. Want die woord sê vir ons, vrees is die teenoorgestelde van geloof. Maar die waarheid is, vrees en angs kan ons lam maak. Vrees en angs kan jou verlam in so 'n mate dat jy nie verder kan gaan nie. So in hierdie afwaartste kurwe is hierdie die tipiese emosies wat jy ervaar. En dan kom ons gewoonlik op 'n plek waar jy die weerstand tot verandering het. Waar jy sê, ek gaan nou enige iets in my vermoë doen om hierdie verandering nie te kan akkommodeer nie. En jy die weerstand, jy wil met niks in jou verder gaan nie. En wanneer daai weerstand in verandering daar is, dan begin ons produktiwiteit afgaan. Dis daai oomblik wanneer jy by jou werk sit, en jou laptop is so oop voor jou, en jy weet jy het ongelooflik baie om te doen. Maar jy staar, en jy staar, en jy staar, en as jy agterkom is 'n uur verby, en jy staar nog steeds. Jy weet jy het soveel om te doen, maar jy kom nie by daai baie uit nie, want jou produktiwiteit is besig om heeltemal af te neem. En dan is ons nou hier in die onderkant van die emosionele siklus van verandering. En jy gaan nie noodwendig hierdie emosies almal so op, jy weet, dan voel jy dit nie. Hierdie emosionele siklus van verandering gee vir jou die prentjie, sodat jy kan weet, wanneer jy deur verandering gaan, dat jy jouself kan identifiseer en sê, hierdie is waar ek nou is. Maar gewoonlik wanneer ons by daai weerstand van verandering is, en wanneer ons produktiwiteit afraak, is daar 'n besluit wat ek en jy neem. En daai besluit is 'n bail-out. Dis die plek waar mense kom en sê, ek sien nie kans vir die huwelik nie, ek gaan skei. Hulle bail-out uit 'n huwelik uit. Hier is die plek waar mense wat deur intense depressie in hulle lewe gaan, waar kom en sê ek bail-out, ek sien nie meer kans vir die lewe nie, ek gee op. En dis die plek waar mense selfmoord pleeg. Dis die plek waar mense bedank by 'n werkgewer en sê ek sien nie meer kans hiervoor nie, want ek bail-out. En daar kan baie goed in my en jou se lewe wees waar ons bail-out. Maar wat ons graag wil doen is, ons wil mense help dat hulle nie by daai plek kom nie. Dat jy kan deurgaan, dat jy nie daai keuse vat, want dit al hierdie hele emosionele siklus van verandering lê vir ons vol keusese wat ons moet vat. En jy kan of kies om te bail-out, of jy kan kies om te sê, ek sal deur hierdie gaan. Nou wanneer jy nie bail-out nie, wat gewoonlik die wonderlikste ding is, moenie bail-out nie, is om dan deur hierdie emosionele siklus te werk, maar soos jy kan sien op hierdie prentjie, is dit letterlik die gat van die put. Dis die plek waar die Israeliete in die woestyn gestap het en gesê het, Here, laat ons liewer teruggaan waar ons vandaan gekom het, want ons sien nie die beloofde land wat U bedoel nie. Dis die plek van woestyn waar jy voel, maar alles is droog en warm en niks is lekker hier nie. Dis die plek waar jy net manna kry en al wat jy elke oggend sê is dit weer manna. Dis daar waar ek en jy weet, ons het die vermoë in ons lewe om 'n 4x4 in ratte kan sit, maar ons spin so in die sand vas. En daai tyd is 'n baie slegte tyd in almal van ons se lewe, want woestyntye kan baie lank aanhou. Die Israeliete was 40 jaar in die woestyn, en jy kan 40 jaar in daai dal van jou lewe bly, en sê, dit bly vir my donker rondom my. Maar die wonderlike deel is, ons kan kies om vinniger daar uit te kom. Ons kan kies om te sê, hierdie oorgangstydperk waar ek so voel, wil ek vinniger hier uitklim. En dis waar Dawid kom en hy sê, in Psalm 23 kom en hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. En Dawid het dit geweet, hy sê, ek gaan deur hierdie dal gaan. En ek en jy het nodig om deur hierdie dal te gaan, hierdie oorgangstydperk, wat daai gat van jou lewe is. En in daai, nodig om aan te hou loop, want dis in die aanhou loop, as ek dink daaraan, om 'n voorbeeld te gebruik, is dat 'n GPS in 'n kar werk net, wanneer jy insit waarheen jy wil gaan, en jy begin actually ry na 'n punt toe. En dis presies dieselfde met my en jou in ons lewe. Ons moenie stak raak in die woestyn nie. Ons moet weet, ons is op pad na 'n nuwe realiteit toe. En sodra ek beweeg, gaan die GPS met my begin praat, en ek gaan weet hoe ek hier gaan uitklim. Mens sal sien hier in die onderkant van hierdie siklus, is daar ook 'n keuse wat jy daar kan neem. En daai keuse is, of jy kan aangaan,
en 'n victim mentality kry, waar jy sê, ek is 'n victim of circumstances. Ek is byvoorbeeld 'n blanke Afrikaanse man in Suid-Afrika, ek het my werk verloor, waar gaan ek ooit werk kry, ek sal nou maar my lewe lank deur hier moet sit. En dan word jy 'n victim of circumstances. Jou keuse wat jy neem, is 'n victim mentality. Tensy jy kom en sê, nee, ek wil nie so toe gaan nie, want in die Here is ek 'n victor, nie 'n victim nie. En jy neem daai keuse om hierdie opwaartse kurwe uit te klim. En is moeite. Dis moeite om uit te klim. Maar die oomblik wanneer ons begin uitklim, is ons letterlik besig om bokant hierdie berg te begin uitklim en na 'n nuwe realiteit toe beweeg. So ons neem daai keuse in die onderkant van hierdie kurwe en ons sê, ons wil begin ontdek. Ek onthou so 3 jaar terug wat ek deur 'n situasie is waar ek my kontrak gekanselleer is, het ek dit letterlik gedoen. Ek het begin ontdek en ek is die laaste persoon wat myself sien as iemand wat myself kan gaan verkoop aan iemand. Om voor iemand te gaan sit en sê, hallo, ek is Christa, hierdie is wat ek kan doen. Ek onthou toe ek met Liesel 'n afspraak gemaak het en gesê, help my net om myself reg te kan verkoop. Maar dis die ontdekkings wat ons maak, dis daai om iets te kan ontdek en te sê, maar weet jy, as ek elke keer wanneer ek aan 'n deur gaan klop en vir iemand sê, hierdie is wat ek kan doen en jy kan jou produk begin verkoop, dan ontdek jy iets wat jou ophelp om 'n nuwe realiteit in jou lewe in te gaan. En daai ontdekkingsfase maak dat ek en jy begin moontlikhede raak sien. Ons raak weer kreatief, jy begin weer sien, weet jy wat, hier's 'n moontlikheid in dit, en as ek dit doen, dan gaan daai gebeur. En so is so amazing om te kyk in ons land, hoeveel blanke Afrikaanse mans het hulle werk verloor, en hoeveel van daai mense het opgestaan en natuurlike entrepreneurs geword. My een vriend noem hulle die bakkiebouers, maar dank die Here vir bakkiebouers, want daar's ouens wat gesê het, ek gaan nie 'n victim wees nie, ek gaan opstaan, en dit wat ek kan doen, gaan ek kan doen. En dis die plek in hierdie emosionele siklus van verandering waar jy letterlik kreatief begin raak en moontlikhede begin raak sien. En sodra jy dit begin doen, dan begin jou produktiwiteit opneem. Jy dink, weet jy wat, ek sien kans vir môre en al het ek vandag R300 verdien. Weet jy wat, môre kan ek dalk R500 verdien. Nou begin iets in jou binneste wat 'n oorwinningskapasiteit bring, wat jou laat kans sien vir die dag van môre. Want jy is besig om uit hierdie gat uit te kruip en jy wil bo na 'n nuwe realiteit toe gaan. En dis daar waar my en jou se selfwaarde weer ontdek word. Want wanneer dit nie met ons goed gaan nie, veronderstel jy het jou werk verloor. Die grootste ding wat by 'n mens gesteel word en gestroop word van, is jou waarde wat jy as mens het. En wanneer ek en jy deur hierdie kurwe gaan en ons begin weer opklim en ons begin weer nuwe goed raak sien, dan begin jy weer 'n selfwaarde kry en jy sê vir jouself, wow, jy kan dit doen. En dis waar jy jouself op die skouer begin klop en sê, ek kon deur moeilike tye gaan. Want as ek my waarde kan terugkry, die waarde wat ek self in my lewe het, dan gee dit vir my daai oorwinningsbewustheid wat ek en jy nodig het. Nou daai oorwinningsbewustheid en om letterlik aan die bokant van hierdie kurwe te kom, is iets wat ons noem resilience. Resilience is the ability to bounce back. Nou wanneer verandering met ons in ons lewe gebeur het en ons is in die opwaartse kurwe en ons is daarbo en ons kan sien wat hier gebeur, dan het jy iets van 'n resilience in jou gees gekry. Dis daai, ek kon dit maak. En ewe skielik staan jy op 'n nuwe realiteit in jou lewe en jy kyk terug en jy weet, ek het deur baie moeilike goed gewerk, maar loof die Here vir waar ek nou is. Hier waar ek vandag staan, as ek kyk na 2-3 jaar terug in my lewe, en ek kyk vandag, dan besef ek die emosionele siklusse van verandering wat ek deur is, het my op 'n baie beter plek gebring, as wat ek ooit in my lewe gedink het ek kan wees. So verandering kan of jou vriend wees, of dit kan jou vyand wees. Maar dit is vir jou baie nodig om hierdie emosionele siklus van verandering te gebruik in elke faset van jou lewe. Ek en Rian het dit op ons yskas. En dit maak nie saak wat met ons gebeur nie, ons gaan altyd deur daai emosionele siklus van verandering, om van 'n huidige realiteit na 'n nuwe realiteit te gaan. Want dis die kern van die lewe waardeur ek en jy gaan beweeg.
So gebruik hierdie tool in elke faset van jou lewe, ook so waar jy met mense sit en werk, om hierdie ding altyd te vat en vir iemand te sê, waar is jy emosioneel vandag? Want as jy dit kan identifiseer, kan jy baie makliker iemand help om hier uit te klim. So 'n wonderlike tool wat baie bruikbaar is in hierdie proses.